Goed, so vanaand se sessie is die dissipline van die tong. En ek wil begin met Spreuke 18 vers 21 wat sê, dood en lewe is in die mag van die tong, en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. So wat beteken hierdie vers vir ons eintlik? Nou, ek gaan vir ons 'n paar voorbeelde gee van hoe groot rol 'n mens se tong kan speel. En die eerste voorbeeld is Hitler. In die 30s en die 40s het Hitler met publieke radio toesprake gehou en hy het met sy woorde 'n hele nasie opgesweep tot haat. Hitler was 'n geweldige goeie spreker gewees. Hy het 'n talent van God af gekry om werklik met woorde te kan toer, maar hy het dit gebruik om sy eie persoonlike ideologie te bevorder. En hy het die Duitsers opgesweep om die Jode en selfs ander volke om hulle absoluut te haat met 'n passie. So sy woorde was so magtig gewees, dit het die land so ver gekry om hom te verkies as die hoof van Duitsland. Toe gebruik hy daardie platform om sy ideologie verder te dryf en dit het gelei tot die Tweede Wêreldoorlog, waar daar tussen 70 en 85 miljoen mense dood is eventually. En dit het alles begin met woorde. Nog 'n voorbeeld wat ek wil gebruik is Rwanda. Ek weet nie van julle youngsters sal nie dit onthou nie. In 1994 het die Hutu-leiers op hulle nasionale radiostasies boodskappe begin uitstuur dat die Tutsiese volk kakkerlakke is en hulle moet uitgewis word. So oor 'n tydperk van weke is hierdie tipe boodskappe uitgestuur op die radio en dit het 'n haat onder die mense wakker gemaak. En hierdie haat is iets wat nie voorheen bestaan het nie. Die Hutus het toe oorgegaan in aksie en binne 100 dae is daar byna 1 miljoen Tutsis vermoor. Dit was so erg geweest dat buurmanne wat vir jare langs mekaar gebly het, teen mekaar in opstand gekom het en hulle het mekaar doodgemaak. En net soos met die Tweede Wêreldoorlog is dit begin deur woorde. Nou alle woorde is nie sleg nie. In 1517 en is nou goeie timing, perfekte timing van die Here. Ons is juis in die hervormingsmaand. In 1517 en Martin Luther 95 vra teen die kerk in Wittenberg se deur vasgekap. En so het hy 'n gesprek in die kerk begin wat gelei het tot die hervorming waar die kerk terugbeweeg het na die Bybel toe. So hy het nie hierdie hervorming onmiddellik met woorde begin nie, maar hy het dit hoe gesprekke begin is in Martin Luther se tyd. Baie mense dink hy was 'n rebel gewees en hy het die 95 vrae in die kerk se deur vasgeslaan net om vir die kerk 'n punt te bewys. Ekskuus, maar hoe hulle gesprek begin het in daai tyd is hulle het vrae wat hulle gehad het teen die kerk se deur gaan opslaan. Almal het dit gelees en so is 'n gesprek begin. So dit is wat hy gedoen het. Hy wou 'n gesprek begin het oor die probleme wat hy gesien het in die kerk, want hy het gesien dit wat hy in die Rooms-Katolieke kerk sien en dit wat hy in die Bybel lees, kom nie by mekaar uit nie. So, alhoewel dit met geskrewe woorde begin het, het dit oorgeloop op debatte en mondelingse gesprekke en daai 95 vrae wat hy neergeskryf het 'n massiewe impak gehad op die Christen gemeenskap naam. As ons glo in die Bybel en ons is nie Rooms-Katolieke nie, dan is ons protestante wat kom as gevolg van hierdie 95 vrae wat hy teen die kerk se deur vasgeslaan het. So die tong is klein, maar proporsioneel is die tong die magtigste wapen wat 'n mens kan hê. En dit is wat Spreuke 18 vers 21 bedoel. Ons kan geweldige skade veroorsaak met ons tonge, maar net so kan ons baie goed doen met ons tonge en ons kan genade toon aan mense met ons tonge. En dit is hoekom ek en jy as hoof van ons huise en as manne van God dissipline moet hê wanneer dit kom by ons tong. Nou die Bybelskrywer Jakobus, geïnspireer deur die Heilige Gees, het die belangrikheid van die tong besef en hy skryf in Jakobus 3 vers 3 tot 5. Kyk, ons sit stange in die perde se bekke sodat hulle ons gehoorsaam kan wees en ons stuur hulle hele liggaam daarmee. Kyk, ook die skepe, alhoewel hulle so groot is en deur ewige winde voortgedryf word gestuur deur 'n baie klein roer, net waarheen die stuurman wil. Net so is die tong ook 'n klein lid en beroem hom op groot dinge. Kyk hoe 'n groot hoop
steek 'n klein vuurtjie aan die brand. En dan vers 6, hoor wat sê hy hier. Die tong is ook 'n vuur, die wêreld van ongeregtigheid. Net so 'n plek neem die tong onder ons lede in. Dit besmet die hele liggaam en steek die hele lewensloop aan die brand en word uit die hel aangesteek. Maar hoor hoe klink hierdie vers in die Nuwe Lewende Vertaling, is baie meer grafies beskryf. Die tong is ook 'n vuur. Dit is vol dinge wat jou verhouding met God kan bederf. Dit kan jou hele lewe in vlamme laat opgaan, want die duiwel steek dit aan. So wat Jakobus hier vir ons sê, is dat die wie die tong misbruik, vure aansteek in verhoudings. Een slegte woord het die vermoë om 'n verwoestende effek op 'n verhouding te hê. En onthou, ons geloofslewe gaan oor verhoudings. Eerstens jou verhouding met God, dan in ons konteks waarmee ons besig is, jou verhouding met jou vrou, dan jou verhouding met jou kinders, dan verhouding met mekaar en werksmense. So die Christenlewe gaan oor verhoudings. En dan sê hy ook, dat as jy jou tong verkeerd gebruik, dan kom dit van die duiwel af. So jou tong het die vermoë om lewens te verwoes. En soos ek nou net gesê, die konteks waarmee ons hierdie reeks doen, jou tong het die vermoë om jou huwelik te verwoes. Jou tong het ook die vermoë om jou kinders te verwoes. John Calvin het in sy kommentaar oor hierdie gedeelte in Jakobus 3 die volgende geskryf. Die tong het die vermoë om die vure van die hel te vang en om die vure aan te blaas. Nog 'n teoloog het geskryf dat die tong meer krag het as 'n atoombom. 'n atoombom bring fisiese en tydelike skade, maar die tong bring geestelike en permanente skade. Bomme vernietig mense se liggame, woorde vernietig siele. So, waar is dit wat ek en jy ons tonge verkeerd kan gebruik? Eersteen is skinder. Nou ons almal weet dat dit algemeen aanvaar word dat vrouens skinder. Maar mans is net so skuldig hieraan. As jy nodig het om 'n gesprek te begin met, het jy gehoor van so en so, dan moet jy weet jy is besig om te skinder. En ongelukkig in Christenkringe word skinder baie weggesteek deur hierdie sin. Ek gaan vir jou ietsie vertel, sodat jy vir daai persoon kan bid. En dis maar net 'n ander manier om te skinder. Nog 'n manier waar ons tonge verkeerd kan gebruik is deur om te insinueer. Ek weet nie of julle al die storie gehoor het van die skeepskaptein, wat een van sy manne, ek weet nie wat noem hierdie ouens, is nie 'n troep nie, 'n seeman, opgeskryf het, omdat hierdie seeman eendag te veel gedrink het. En ja, kaptein het in die voorvalle boek geskryf, Sailor drank today. Die seeman was baie ongelukkig hieroor gewees, want dit was 'n klad teen sy naam gewees. En hy het besluit, hy gaan die kaptein terugkry. En hy maak hierdie inskrywing in die voorvalle boek. The captain is sober today. So die indruk wat hy geskep het, is dat dit was die enigste dag wat die kaptein nigter was. En al die ander dae is hy dronk. So sien julle die insinueer deur net om jou woorde verkeerd te gebruik. So insinuasie kan geweldig baie skade berokken. Dan nog 'n manier wat ons skade kan berokken met ons tonge is vleitaal. So dit is wanneer jy iets voor 'n persoon sê wat jy nooit agter sy rug sal sê nie. Dit is deur om 'n persoon te vlei in sy eie teenwoordigheid, maar agter sy rug praat jy sleg van hom. Jy sal nooit goeie woorde agter sy rug vir hom sê nie. En is interessant dat die Bybel nogal iets te sê het hieroor. Spreuke 29 vers 5 sê, iemand wat sy medemens vlei, is besig om 'n vals stryk te stel. Spreuke 26 vers 28, iemand wat leuns vertel, haat die wat hy benadeel. 'n Persoon wat ander vlei, veroorsaak elende. Spreuke 12 vers 3 en 4, bure lieg vir mekaar, hulle praat met vleiende lippe, maar met bedrieglike harte. Die Here sny hulle vleiende lippe af en ook hulle grootpraterige tong. Nou dis interessant dat die Bybel nogal baie te sê het oor vleitaal, nê. Nog 'n manier wat ons tonge verkeerd gebruik is 'n kritiserende tong. En ek dink hier kom baie issues in manne se huwelike uit wanneer hulle 'n kritiserende tong teenoor hulle vrouens het. Manne wat hulle vrouens die heeltyd kritiseer, hulle vrouens kan niks goeds doen in hulle oë nie. Manne wat hulle kinders kritiseer die heeltyd. En is baie maklik om
'n leuen te glo dat jy altyd beter weet. Jy weet altyd beter, jou vrou weet niks nie, en jou vrou moet doen wat jy sê, jou kinders moet doen wat jy sê, maak nie saak of jy reg is of verkeerd is nie, jy kritiseer hulle, omdat hulle nie van beter weet nie. Ek weet nie of julle kan onthou, met ons sessie oor ouerskap, het ons ook gepraat van hierdie kritiserende tong, paas wat hulle kinders so baie kritiseer nie. So, wat belangrik is van hierdie punt is, as jy 'n wig wil inslaan tussen jou en jou vrou, of tussen jou en jou kinders, dan moet jy 'n konstante kritiserende tong hê. Dit veroorsaak skeiding. Daar's min dinge wat 'n vrou en 'n kind se hart so vinnig hard maak, soos 'n kritiserende tong. En wat ook belangrik is om te weet hierso is dat jy het jou vrou gekies, julle is getroud, met ander woorde, julle is een. So, as jy jou vrou kritiseer, dan kritiseer jy eintlik jouself ook. Dan, saam met kritiserende tong, kry ons 'n verkleinerende tong. Hoor wat skryf Jakobus in Jakobus 4 vers 11. Moenie lelike goed van mekaar sê nie, broers en susters. As jy lelike dinge van 'n medegelowige sê, of 'n medegelowige kritiseer, dan kritiseer jy die wet. En as jy die wet kritiseer, is jy nie daders van die wet nie, maar regters. Sommige van die Engelse verklaring sê, speaking down on each other. So dis verkleinerend. En dan vers 12 sê, net God, hy wat die wet gemaak het, kan as regter oor ons optree. Net hy het die mag om te verlos of te vernietig. Dit is dus baie duidelik dat jy nie regter oor julle naaste kan speel nie. So as jy iemand verkleineer, of as jy iemand verneder, dan speel jy eintlik God. Want jy verkleineer daai persoon se karakter, of sy vermoë, of sy eienskappe, of hoe hy lyk, en daai persoon is gemaak deur God. So ons moet baie versigtig wees dat ons nie onsself die reg toeëien om mense te verkleineer en te kritiseer en te vlei wanneer dit kom by hulle fisiese eienskappe, hoe hulle lyk, hoe hulle optree, hoe hulle redeneer oor dinge, hoe hulle reageer oor sekere dinge nie. Ons sien skinder as skinder. En dan as ons vir iemand in hulle gesigte ietsie sê, dan sien ons dit nie as skinder nie, dan sê ons gewoonlik, maar ons is net eerlik. En ons moet versigtig wees wanneer ons dit ook doen, want wanneer jy eerlik is met 'n persoon, maar jy verkleineer die persoon, of jy kritiseer die persoon, dan speel jy regter oor hoe God hierdie persoon gemaak het. So daar's 'n baie fyn lyn tussen 'n persoon in liefde reghelp, of 'n persoon opbou, en 'n persoon kritiseer en verneder. Want volgens die skrif, so volgens God, as jy 'n persoon verkleineer of kritiseer, dan speel jy regter. En dit is nogal ernstig in die oë van God. So, in realiteit is daar twee redes hoekom ons enigiemand sal verkleineer of enigiemand sal verneder. En dit is, eersteen, jy dink jy's beter as hulle. Jy dink jou vermoë is beter as hulle, jy's slimmer as hulle, jy dink jy's mooier as hulle, jy dink jou veldkleur is beter as hulle, jy dink jy het meer geld as hulle, jy dink jy's slimmer, jy dink jou posisie by die werk is beter, jy het 'n magsposisie oor hulle, en dan verkleineer jy hulle, of jy kritiseer hulle die hele tyd. En die ander een is, jy weet jy is swakker as hulle, in sekere aspekte, en nou probeer jy jouself verhoog, deur om die ander persoon te verneder, of te verkleineer. En ons kan onsself probeer verdedig, solank as wat ons wil. Die woord sê, ons mag nie mense, as jy 'n Christen is, mag jy nie mense verkleineer, of kritiseer, of verneder nie. En net as jy nou daar sit, en jy dink dalk ek is bietjie besig om dit te oordryf, en ek maak die pap bietjie dik aan. Hoor wat skryf Jakobus in Jakobus 1 vers 26. As jy dink jy is godsdienstig, maar jy hou nie jou tong in toom nie, bedrieg jy jouself. Jou godsdiens is niks werd nie. So sien julle, kry julle die prentjie hierso van hoe belangrik is die tong werklik. En hierdie Jakobus 1 vers 26 is 'n harde vers, want jou geestelikheid word bepaal
die word nie bepaal deur die geestelike dinge wat jy praat nie. Jou geestelikheid word bepaal deur, kan jou tong beheer. So ons kan hier by mekaar sit en ons kan halleluja, kumbaya en ons kan al die mooi dinge van die Here praat en van die Bybel praat, maar as ons nou hierdie kameras afsit en die mikrofone afsit vanaand, kan ons tonge beheer. En dit is wat actually jou geestelikheid bepaal. Hoor hoe het Jesus dit gesê? Jesus was in 'n ewige gesprek by die Fariseërs gewees in Matteus 12. En hoor wat sê in vers 33 en 34. 'n boom word aan sy vrugte geken. 'n goeie boom kan nie anders as om goeie vrugte te dra nie. En 'n slegte boom kan nie anders as om slegte vrugte te dra nie. Julle nes van adders, julle is sleg. Daarom is dit vir julle onmoontlik om goeie dinge te praat. Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. So dis nogal, jy weet, as jy nou kyk na die konteks waarin Jesus, die gesprek waarin Jesus was met die Fariseërs, sê hy dit vir hulle, en hulle kan net dink hoe het dit hulle harde harte nog meer verhard teenoor Jesus. So daar word 'n storie vertel van 'n dominee wat besig was om handyman werk te doen om sy kerk. Daar was 'n klomp goedjies wat besig was, wat aandag nodig gehad het om die kerk. En die dominee let op dat een van sy gemeentelede heel dag agter hom aanloop. En hy vra toe vir die ou, waarmee is hy besig? En die ou sê, ek wag, dominee, dat jy jou vinger raakslaan met die hamer, want ek wil hoor wat jy sê. Die gemeentelid het verstaan dat op daardie oomblik sal die ware klere van die dominee uitkom. En dit is weer eens daai beheer van die tong. Jakobus het ook geweet dat van tyd tot tyd sal almal van ons iets kwytraak wat nie goed is nie, wat nie opbouend is nie, wat nie mooi is nie. Ons sal selfs van tyd tot tyd goeie sê wat werklik vieslik is. Maar dit sal nie die standaard van ons lewe wees nie. Dit sal nie ons daaglikse gebruik van ons tong wees nie. Waarvan hy skryf is, wat is die standaard? Hoe reageer jy altyd? Wat is jou reaksies op verskillende stresse in jou lewe? Tipies met jou vrou, met jou kinders. Hoe reageer jy by die werk waar daar niemand van jou kerk naby is nie? Hoe reageer jy daar? Hoe reageer jy by jou vrou en by jou kinders? Reageer jy dieselfde met jou vrou as met jou kinders, as met die werksmense? Of met die mense by die kerk? Hoor weer wat sê Jakobus in Jakobus 1 vers 26. As jy dink jy is godsdienstig, maar jy hou nie jou tong in toom nie, bedrieg jy jouself. Jou godsdienst is niks werd nie. So die vraag wat ons vir mekaar moet vra, en jy kan antwoord daai vraag in jou hart is, hoe is jou godsdienst? Hoe is jou geloof? Hoe praat jy? Hoe praat jy met jou vrou? Hoe praat jy met jou kinders? Hoe praat jy met jou werksmense? Hoe praat jy met die niggie wat jou help by Checkers se til? En wanneer jy praat, is dit opbouend? Los jy die persoon met wie jy gepraat het beter, geestelik beter, as mense wegloop van jou af, kan hulle ook van jou sê, jy was by Christus gewees, of breek jy af? Soos baie van die dinge wat ons nou al bespreek het in hierdie reeks, as ons veranderinge in ons verhoudings wil hê, dan moet dit by ons begin. Dit moet by ons manne begin en dit moet by ons paas begin. Jy as die hoof van jou huis, kan nie verwag dat dinge in jou huwelik moet verander, as jy nie verander nie. So ons het geweldig baie dissipline nodig, wanneer dit kom by ons tonge. En ons kan hierdie dissiplines in 3 dele deel. Ons moet tot God bid en vra, dat God ons tonge sal seël, soos wat Jesaja van gepraat het in Jesaja 6 vers 5, hy sê, ek het gesê, wee my, want ek is verlore, want ek is 'n mens met onrein lippe, en by 'n volk met onrein lippe woon ek. Ja, my oë het die koning, die Here, heerser oor alle magte gesien. So ons moet voor God kom en ons moet erken, Here, ons het onrein lippe. Help ons hiermee asseblief. En dan moet ons lewens onderwerp aan hierdie leiding van God, soos wat God ons lei. En God sal jou tong seël met heiligheid. Hierdie onderwerping moet wees 'n konstante gebed. Julle kan onthou toe ons gepraat het oor gebed. Gebed moet 'n konstante ding wees. Ons moet bid dat God ons sal lei in ons woorde, en lei in ons tonge. Ek en jy,
as ons nou dood eerlik met mekaar gaan wees, ons weet presies waar ons val met ons tonge. Ons weet presies waar ons nie beheer oor ons tonge nie. En niemand hoef dit vir ons te sê nie. Niemand hoef ons reg te wys hierop nie. Ons weet presies waar val ons. En ons moet bid dat God ons die leiding sal gee om ons tonge te kan beheer. En dan die derde ene, ons moet selfdissipline toepas. Jy moet bid en dan moet jy jouself beheer. Een van die vrugte van die Gees is selfbeheersing. So as jy 'n gelowige is, dan woon die Gees van God binne in jou. Dan kan jy jou tong beheer. Jy het die leiding van die Heilige Gees. Maar jy moet die begeerte hê om dit te doen, en dan moet jy actually self die dissipline toepas. Ek wil afsluit met dieselfde vers as waarmee ek begin het. Spreuke 18 vers 21 wat sê, dood en lewe is in die mag van die tong, en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. En hoor hierdie quote wat een teoloog gesê het, wie sy tong onder beheer hou, bewaar sy siel.